Your grace will be enough when my eyes can't see what you have prepared for me. Your grace will be enough. And strength is rising as I wait patiently. Your words, they comfort me. Strength is rising. Môre aan almal weer vanmôre. Dit is weer ek en my beertjies hier in my kantoor vanmôre. En dit is my werklik spesiaal om vandag weer saam met julle so rondom die woord van die Here te verkeer. Ek het vir julle ook so 'n paar video's gewys. Ons was die naweek gou by gemeentekamp gewees, die pragtige berge en naby ons net as jy so deur die Toys-Pottonnel gaan. En ons 'n paar mooi foto's geneem daarvan waar ons gekamp het vir die naweek. Heerlike reën ook gehad so hierdie tyd van die jaar. Graag vanmôre met julle gesels as die Here wil met iets wat baie, kom ons sê, baie diep in my hart lê. En dit is wanneer ek mense moet bemoedig wanneer dinge nie goed gaan in jou lewe nie. En 'n mens wil graag vra aan die Here, hoekom is dit dat baie keer dat ons ook as mense wat God dien, dat ons baie keer ook teëspoed ervaar. Ons word ook siek. Ons verloor ook goed. Ons kry swaar. En ons lees daar in Psalm 73 nadat Asaf natuurlik die baie ontstellende vraag vra. Hy sê, as ek kyk na die goddelose mense, dan gaan dit so goed met hulle. En dat ek probeer om kind van God te wees en myself rein te hou, is baie keer, maak nie vir my sin as ek so swaar kry nie. En met hierdie benoudheid gaan hy dan nou in die heiligdom van God. Ons lees daar, hy sê in vers 15 praat hy van as hy anders sou praat, dat hy graag ook maar wil opgee, dan sal hy die kinders en getuienis wat voor hom is, sou hy moes verloon. Jy weet, jy is kind van God en dan sê hy, ag, ek gaan dit nou sommer maar los. Hy sê die getuienis van hierdie mense en selfs die woord ook sou ek moes verloon, waar daar kosbare waarhede in is. Hy sê daar in vers 16 van Psalm 73, sê hy, daarom het ek diep nagedink om het te verstaan. Hoe dit is dat ons so swaar kry as kinders van die Here, ons dan nou lief vir die Here. En dit was vir my bitter moeilik. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die einde van die goddelose is. En dan eindig hy die Psalm as hy sê, maar wat my aangaan, dit is my goed om naby God te wees. Vriende, daar was min mense wat antwoorde het op die vrae in jou hart. Daar was min mense wat altyd so, kom ons sê, so 'n dekverklaring is, 'n verklaring wat alles dek kan gee, waarom ons as kinders van God dikwels teëspoed ervaar, al is ons lief vir die Here en dit gaan, ons is mos nou getrou in hom, en hy moet ons mos nou seën. Maar die antwoord lê wanneer ek myself afsonder, en die Bybel sê in die heiligdom van God ingaan, met ander woorde op daai plek ingaan, waar God homself vir ons afgesonder het, en waar ons onsself vir hom afsonder. Die antwoorde lê altyd by God. En ons kry dit deur toewyding. As ek vandag vir julle 'n wenk kan gee waar ons antwoorde kry vir dikwels die dinge wat ons nie verstaan nie, dan moet ons onsself afsonder om met God te praat. Die Here praat nie met ons op 'n drafstappie nie. Hy kom in die stilte van 'n aandwind. Wanneer anders rustig is, dan kom praat hy met ons. En wat spesiaal is dat die Here vir elkeen 'n unieke antwoord het. Soos ek net al gesê, daar is nie 'n dek antwoord vir alles nie. Daar is 'n unieke antwoord vir jou en jou spesifieke omstandighede waar die Here met jou sal praat. Ons kry dikwels die wind van vooraf. Dinge loop nie vir ons goed nie, en soos koning Asaf gaan lees gerus hy Psalm 73, waar hy sê, soos ek vir julle gesê het, hy kyk na die goddelose en hoe goed het met hulle gaan, hoe sleg het met hom gaan, en hy sê, ek het amper opgegee, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En dis waar die antwoord lê. Die antwoord lê nie by mense en slim mense nie. Die antwoord lê in die teenwoordigheid van God. As ons maar net kan leer om stil te wees
en afgesonderd voor die Here te lewe en te soek na die antwoorde. Ek weet nie hoekom lê die Here hierdie woord vandag vir my op my hart nie, maar as jy vandag stoei met iets in jou lewe, 'n ding waaroor jy wonder, iets wat jy miskien vashou en terughou, om voluit jou lewe voor die Here uit te lewe, dan is my wenk vandag vir jou, wil jy nie vandag, of iewers oor die naweek wat nou voor lê, jouself afsonder, gaan 'n bietjie weg van die geraas af, word stil voor die Here, maak sy woord oop, begin dit lees, gaan daar waar jy besig is met daaglikse Bybelstudie, gaan aan met daai studie in, maar spandeer tyd met God, bepeins hom, kom in ritme met God se hart, en jy sal hoor hoe die Here vir jou spesifiek gaan antwoord. Ek het in hierdie week sulke mooi getuienisse gekry van mense wat hulle self afgesonder het, en met kosbare antwoorde teruggekom het, bemoedig, en reg vir die dag van môre. Mag die Here vir jou onderneming in hierdie dag, en dat jy wysheid kry, miskien vir jouself, vir jou kinders, jou kleinkinders, ek was daar oupa, vir die kleinkinders ook, dat in die uitdagings ons nie vas sal kyk na die donker wolke nie, maar dat ons die liefdehand van God sal sien, en betekenis sal vind in ons geestelike lewe voor sy aangesig. Hierdie psalme sê, Psalm 73 van koning van Asaf sê, maar wat my aangaan, dit is my goed om naby aan God te wees. En dit verlang ek vir almal wat vanmôre na hierdie video kyk. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ek my vriende nie opdra, vriende en vriendinne, dan dank ons U vir die bemoediging uit die woord, dat wanneer ons in die heiligdom ingaan, dan weet ons, Here, daar kan ons met U ontmoet in die rustigheid van ons hart, sal U vir ons die antwoorde gee, en ons sal so saam met Asaf getuig, maar wat ons aangaan, dit is vir ons goed, om naby aan U te wees. Kom lei ons dan in hierdie dag, bring 'n rustigheid in ons hart, en dankie dat U die antwoord op al ons vrae is, en daarvoor eer ons U. Amen. Vriende, die Here seën vir julle, onthou die slimmigheid lê nie in wat ek sê vir julle, wat mense rondom vir julle sê nie. Die slimmigheid lê in die afsondering voor die Here, en mag jy vandag 'n baie spesiale ontmoeting met hom hê. Totsiens, tot ons volgende keer weer mekaar sien, en onthou altyd soos ek julle sê, wees lief vir die Here, want hy is baie, baie lief vir jou, en vir ons, en ons is so dankbaar daaroor. Totsiens, tot volgende keer. Lift your hands and bless the Lord. Carry on, all you pilgrims. Don't lose heart, His strength will still come. At the end of your wanderings, you'll see the grace that He giveth and giveth and giveth again. Word will be enough when I cannot hear, when I start to fear. Your word will be enough. Your voice will lead me in when I can't escape.